mense wat jaloers is en jou probeer ontmoedig. Hierdie is 'n baie algemene saak. Ek kyk seker nou so ja, wel, dis nou moeilik want hierdie uitsending gaan 'n ruk terug kyk ek na oorlede Charlie Munger. Hy was Warren Buffett se vernoot gewees. Hy het op die ouderdom van 99 jaar toe hy oorlede. Tot in min of meer 'n week voor hy oorlede is, het hy aan die wêreld verduidelikings gegee hoe ekonomie werk. Warren Buffett, sy vernoot, is een van die rykste mense in die wêreld. Moontlik weet jy van hom met al hierdie forex exchange en bitcoins en goed, het baie ouens by Warren Buffett uitgekom, die mees suksesvolle belegger in die wêreld. Charlie Munger was sy vernoot gewees. En Charlie Munger, ek luister na 'n gesprek voor hom waar hy die volgende sê, hierdie is belangrik en dit gaan oor jaloesie. Hy sê die markte, en as jy iets van die aandelemarkte weet, sou jy die volgende al gehoor het, die volgende termes al gehoor het. Die markte word gedryf deur greed and fear. Dit is hoe die aandelemarkte so op en af gedryf word, deur gulsigheid of vrees. Met ander woorde, ek wil hê of ek is te bang. En dit was verlang die geloof waardeur die markte, die ekonomie gedryf word. En Charlie Munger, toe hy dit praat, toe word dit amper 'n wet, want dit is van die grootstes in die wêreld wat hierdie saak beskryf. En Charlie Munger sê, mense luister mooi, die wêreld word nie gedryf deur greed en fear nie. Soos wat ons geleer is, hy was 99 jaar oud toe hy dit gesê het. En hy sit in 'n reistool, maar so skerp soos 'n menorah bly. Hy sê, ek het oor 70 tot 80 jaar in hierdie besigheid agtergekom, die wêreld word nie deur greed of fear gedryf nie. Die wêreld word deur envy gedryf, deur jaloesie. Jaloesie dryf markte. Jaloesie maak of breek jou besigheid. Jaloesie maak of breek jouself, of kan jou laat afbreek of laat aftakel. Envy, en hy vat een van die 10 gebooie waar God aan Moses die gebooie gegee het, en een van die gebooie sê, jy mag nie jou naaste, soos hy dit genoem het, hy was 'n plaatjie gewees, se donkie eers begeer nie. En hy sê, al hierdie goed wat in die 10 gebooie staan oor begeertes, beteken ek begeer my buurman se donkie. En hy het dit net so gesê. As Charlie Munger kon sê, kan ek dit ook sê. Hy was 7 keer ryker as wat Donald Trump is. En hy sê hierdie woorde, hy sê, as die Godheid verklaar het, jy mag nie eers jou naaste se donkie begeer nie, beteken dit God wil jou weghou van jaloesie af. Hy wil hê jy moet wegkom van vernyn, en hoor mooi, daar is naastes wat jou donkie begeer. Daar is naastes wat oor die muur kyk na jou donkie, en daai donkie, hoor mooi, lyk dalk vir hulle soos 'n donkie, en hy begeer hom. En hy besef daar's vermoëns in daai donkie, want tot Christus het besluit, ek gaan op 'n donkie die stad Jerusalem inry. Salomo het op 'n donkie as koning ingery. Biliam, 'n donkie het met Biliam gepraat. En ek noem dit net so terloop, en jou donkie word begeer deur baie ander mense. Dit staan in die 10 gebooie. En hoor mooi, mense wat jaloers is en jou probeer ontmoedig, byvoorbeeld om te sê, moenie dink jy is spesiaal nie. Wat maak jou donkie? Wat maak jou donkie so spesiaal? Wat maak 'n donkie? Hy sal dalk vir jou sê, jy is 'n donkie wat 'n donkie het. Wat maak jou donkie so spesiaal? Jou donkie is so spesiaal dat Jesus, ek verwys weer wat ek nou gesê het, besluit het, hy ry eerder op 'n donkie in die stad in voor hy op 'n perd daarin gery kom. Want daai naaste wat die 10 gebooie van praat, daai naaste weet dat as daai donkie wat jy het om daai ding te doen, daai donkie wat Jesus gery het, daai esel, ek noem hom 'n donkie, wat Jesus gery het, het een ding gehad om te doen. Hy het een belangrike ding gehad om te doen. Hy moes Jesus in Jerusalem inkry, sodat die volk skree, Hosanna, Hosanna, en palmtakke en gegooi het voor Jesus, en daar 'n groot oproer in daai stad gewees het, en die donkie se werk was om Christus daar op te kry. Weet jy, daar's mense wat weet, jy dink dalk jy het 'n donkie. Jy dink dalk jou donkie is niks werd nie. Jy dink dalk my donkie wat ek het is 'n donkie. Weet jy dat as daai donkie in aksie kom en hy begin dinge doen, raak mense ongelooflik jaloers op jou. Ek het jare terug
Ek was 'n jong seun gewees en ek het dit nie daai tyd verstaan nie. Ek dink nie ek was al 19 nie. En 'n profeet kom eendag na my toe en hy sê vir my, Chris, so spreek die Here, jy sal verbaas wees wie nog teen jou sal opstaan. En ek het op baie oomblik gedink, ag, come on, bring dit aan. En ek het letterlik dit lig geskat. En ek het gesien net in myself as 'n donkie. Hier's 'n donkie. Ek is letterlik 'n donkie wat niks op het nie. En ek het by myself gesê, maar wat en wie en wat se saak het die mense is? Dit moet 'n dom mens wees wat op 'n donkie jaloers is. En jy sal nie glo nie, jare later kan ek vandag vir jou name en vanne noem wat jou hare sal laat rys, wat indabas teen my gekry het oor hierdie donkie, want hierdie donkie het geglo en gesê dat God het in hom iets gesien, en as God in 'n donkie iets kon sien, die Godheid in 'n donkie iets kon sien om Jesus te gedra het binne in Jerusalem, kan hy Chris Marks ook gebruik. En wow, what a ride. Behalwe dat Christus deel van hierdie ride is, mense, was daar pyle en bullets en ek was geluister al dat ek gelyk het soos 'n tarantaal, want ek was verstom, want ek is net 'n donkie. Maar wanneer God die donkie gebruik, hoor mooi, dan sê hulle vir jou, wie dink jy sê? Ek sal nooit vergeet toe ek net begin bedien het en sake doen het hulle my reguit gesê, nou dink jy spesiaal? Dink jy jy's nou so intelligent? Dan sê ek, nee mense, ek is net 'n donkie. Ek is net 'n donkie, maar ek is 'n gewillige donkie. 'n profeet het eendag vir my gesê terwyl ek by die bikers is, kom maar woord van die Here oor my uit en hy sê, jy's soos 'n bil. As daar 'n hek is met 'n slot aan, gaan jy hom storm en jy sal 'n hek storm. En wanneer hy 'n hek gestorm het, sal jy vir hom deurbars met jou kop, met jou horings. En as die hek nie wil oop, jy sal kyk na die heining en jy sal deur daai heining storm soos 'n bil, maar deur sal jy deurbreek. So julle moet nou maar besluit as ek 'n donkie of ek is 'n bil. Maar ek kan my nie laat keer deur vernei nie. Ek kan my nie laat keer deur jaloesie nie. En mense, ons verloor ons mense, ons verloor ons talent, ons verloor ons profete, ons verloor ons predikers, ons verloor ons landsleiers, ons verloor ongelooflike kragtige mense wat baie meer fenomenaal is as wat ek kan droom om te wees, deurdat hulle ingee onder ander mense se vernein en se jaloesie. Jy kan nie jou aan hulle steur nie. En hoor mooi, ek beveel aan, raak ontslaaf van, en ek bedoel nie letterlik nie, skei die vriendskappe, verbreek die vriendskappe. Pastoor, maar ons is 'n kerk, ons moet daarom nou verstaan. Ek waarborg jou, as hy vir jou gaan skade doen, sal hy later vir my sê, ek pleks ek na daai man geluister het. Jy meet hom, jy vergewe hom, jy gee hom kans, en op 'n mooi dag sonder bitterheid sê hy, I'm finished, ek is klaar. Hoor hierdie skrif. Nehemia sit met 'n probleem terwyl hy die muur van Jerusalem bou. En in Nehemia 4 vers 1 tot 3 gebeur die volgende. Toe Sanballat hoor dat ons die muur bou. Hoor nou, jy het 'n ding om te doen. Jy het 'n muur om te bou. Luister, ek voel ek moet dit vir mense sê. Jy het 'n muur om te bou. Nehemia was eers 'n kroegman gewees. Hy het vir die koning drank geskink. Dit is wie hy was. En hy moes ook mooi praat, want hulle kop kom vinnig rol. En hy praat met daai koning as 'n skinker, as 'n kroegman. Ek sê hom soos hy is. En hy sê dat God is besig met my, die muur van Jerusalem moet gebou word. Weet jy wat gebeur? Hy kry dadelik aanslag van hierdie kant af. En hy sê self, toe Sanballat, dit was 'n vreeslike saak, gaan kyk hom, ek gaan dit nie nou vir jou verduidelik nie. Hoor dat ons die muur bou, het hy baie kwaad geword. Want jy sien, Sanballat, hy praat so lekker, Sanballat wou graag die inisiatief hê, maar Sanballat is soms te lui. Sanballat het soms nie die energie nie. Hy het soms nie die guts om 'n ding te doen nie. Hy het nie hy's bekommerd oor wat mense gaan sê. En toe Nehemia toetree om die muur te gaan bou in Jerusalem, hy sê, was die Sanballat baie kwaad geword. En hy het die Jode wat daaraan gewerk het bespot. Maak jou reg as jy 'n ding wil doen vir mense wat gaan spot. Mense, daar is nie een persoon in hierdie wêreld wat 2-3 tree in die regte rigting geloop het, wat nie bespot was nie, wat nie afgekraak was nie, wat nie op jaloers was nie, want jy is tussen mense gebore. Klaar, finish, jy's klaar. Dit gaan met jou gebeur en stagnante mense, passiewe mense hou nie van manne en vroue wat dinge wil doen nie. Maak nie saak of jy 'n vrou of 'n man is nie. Hy gaan of sy gaan nie daarvan hou nie. Hy sê hulle was gespot.
Hulle was gespot. Jy gaan gespot word. Hy het hoor nou, hy het aangehou bou, want sy fokus was op God se opdrag gewees. Maak nie saak wat Sanballat gesê het nie, en sy bendes gesê het nie, sy opdrag om die ding te doen, het van God afgekom, en jaloesie is soms die toets, het jy regtig van God gehoor of nie? As ek deur jaloesie my moes laat beïnvloed het ek nie nou eers oor hierdie kameraatjie met jou gesit en praat nie. Daar was genoeg jaloesie op my, om my te sink honderde male in my lewe.